Dominee Willem, kerkraad, die vriende. Eerst wil sê baie dankie namens my en Beatrice vir die voorreg dat ons hier kan wees. Tweede wil ek sê, jy moet maar mooi luister, want ek het nie die stem wat ek 52 jaar terug gehad het nie. As gevolg van kanker. Maar Klein Jan se ma het vir ons sê, ek skryf maar stadig vir jou 'n brief in die army, want ek weet jy kan nie vinnig lees nie. So ek sal stadig praat sodat julle vinnig kan luister. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie dat ons voor U kan buig. Dit kan ervaar wat U vir ons op die tafel sit. As ons U woord oopmaak, dan weet ons dat ons in skaamte voor U staan en dat ons so klein en nietig is. Ons besef dit altyd, dat U 'n bietjie groot is en ons 'n bietjie klein. Gee U die genade dat ons sal begryp wat U van ons verwag. Vra dit in Jesus se naam. Amen. En ek wil graag hê dat U saam met my na die Bybel kyk. Ek gaan lees uit Efesiërs hoofstuk 3, die eerste 13 verse. Maar ek wil seker maak, hoor U my duidelik genoeg. Paulus skryf aan Efesiërs in hoofstuk 3. Daarom bid ek vir julle, wat nie Jode is nie. Ek, Paulus, 'n gevangene, deur my diens aan Christus Jesus. Julle het toch seker gehoor van die opdrag, wat God in sy genade aan my gegee het, en in julle belang. Hy het dit sy geheimenis, deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God nou deur die Heilige Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En vers 6, en dit is die geheimenis. Deur die verkondiging van die evangelie en hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. En kry hulle ook alles saam met ons deel aan wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword. 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee en deur sy krag in my laat werk. Hoewel ek die geringste van alle gelowiges is, het hy aan my die voorreg gegee om aan die heidene nasie die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God die skepper van alle dinge nou sy verborgde plan uitvoer, nadat hy deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan die bose magte in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af voorgenem het, om dit deur Christus Jesus, onze Here, tot uitvoering te bring. En ons verbonden met hom, en ons deur geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek, dat julle nie moedeloos word, omdat ek om julle onverlei nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou.
vers 6. En dit is die geheimnis, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense, wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. En kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Dit is 'n gebruik in die kerk, dat ons hierdie tyd van die jaar voor Kersfees daaroor preek. Kersfees is eintlik die begin van die kerklike jaar. Maar in die kerk self word dit maar 'n aankondiging iewers op die kalender. En word nie uitgesonder nie. Daarom behoort Kersfees nie afsonderlik gevier te word, asof dit die belangrikste tyd in die jaar is. Kersfees het in elk geval, sodat ons dit vier, nie ontstaan uit die kerk nie. Dit is 'n naap van die feeste van die heidene, wat liggies hierdie tyd aan die jaar aangesteek het, om die son in Europa te help om te skyn, want hulle was Baal-aanbidders. Maar in ons tyd is daar 'n kersboompie wat liggies het, om te sê, vir ons, wat Christus gekom het, is vir ons die lig van die wêreld. Op hierdie dag is ons almal dankbaar. Ons is almal bly vir die voorreg dat ons die dag kan gedenk. Vir ons is dit belangrik. Vir die wêreld daar buite gaan dit om waar ek die beste persent, die beste prys kan kry, 'n inhoud van Kersfees sonder Christus. Ons gaan dus eintlik van die veronderstelling uit, dat almal dat Jesus na die aarde gekom het ken, en glo dat hulle ook volgens sy wil en sy genade lewe. En dit is nie heeltemal waar nie. Ons glo dat hy gekom het om ons van ons sonde te verlos. En kan daarom ook van die veronderstelling uitgaan, dat elkeen wat vanmôre in hierdie kerk sit, sekerheid van sy geloof het. Sekerheid van sy toekoms. Maar kan nie sonder meer aanvaar, dat die feit van Kersfees 'n beweging in ons gebring het, dat dit steeds aan die gang is, en die vraag is jy by hierdie beweging betrokke? Christus se koms was die inleiding van die evangelie. Vir 'n vrou het hy na die opstanding gesê, gaan sê vir my broers, ek het opgestaan. En dit is die volle evangelie waar het in die Bybel omgaan. Christus het opgestaan en hy lewe. En soos wat Maria gestuur was om te verkondig, so het dit voor die tyd in die Ou Testament gebeur, toe die herders daar aangekom het, om te vra, waar is die koning wat ons verhildering bewys? Die wyse man uit die ooste, die disippels, die apostels, en daarna elkeen wat erom glo en die waarheid liefhet. Die vraag vir jou en vir my is vandag, aan wie moet ons hierdie evangelie gaan openbaar? Aan wie? Ons sit vanmôre hier heel lekker in 'n kerk. Ek weet Koedeskop, al 52 jaar gelede, was dit een van die visies wat ons gehad het,
om die evangelie uit te dra. Jy sal nie onthou van nou Stefanus, wat 'n motorfiets gekry het nie. En wat elke môre by die plase rondgery het, om saam met die eienaar en sy werkers te bid. Na 52 jaar weet ek, want eintlik is ek amper julle bure. Ek voltooi net die sirkel. My eerste volwaardige prekerspredikant was hier, en vandag sal dit ook my laaste wees. Maar dit beteken nie dat 'n mens se lewe en jou getuienis ophou nie. Want elkeen van ons het 'n roeping gehad. Ek in besonder, want hier agter my sekere besondere roeping, maar elkeen van die wat hier sit, is ook geroep, 'n besondere roeping. Paulus het 'n besondere roeping gehad. En interessante, dat hy was 'n Jood was, en wat geglo het dat die evangelie en dat die kerk net aan die Jode behoort, word gestuur na nie-Jode toe nie. En daar staan daar, dit wat hy moes gaan verkondig, was eintlik 'n geheim. 'n geheim wat God bewaar het, tot by die koms van Christus, en toe is hierdie geheim eers geopenbaar, en ontdek, dat Jezus nie net gekom het, vir die Jode nie, maar dat hy soos Johannes 3 vers 16 sê, vir die wêreld, vir alle mense gekom het. En daarom staan dit, elkeen wat glo, sal gered word. En die kerk, het is die eiendom van God geword, wat eintlik aan almal behoort het. Selfs in die Ou Testament lees ons dat God uitgereik het na vreemde nasies en ander nasies. Ek gaan nie al die tekste lees nie, maar Psalm 87, Jesaja 11 ensovoorts, waar die vreemde volke aangedui is. Die Jode wat in ballingskap was, het die geleentheid gehad om die evangelie en die Christendom wat kom aan hulle te verkondig. En dan sê Paulus uitdruklik in Efesiërs 3, dat die volkere van die wêreld, diegene wat aan Christus verbonde is, hulle word dan die volk van God. Hulle kry deel aan dit wat die Jode aan hulself toegereg. En as dit nie waar was nie, dat Paulus die wêreld oopgebreek het nie, dan sou jy en ek, as 'n Suid-Afrikaner, ook nie die evangelie leer ken het nie. En dankbaar dat ons dit in ons hele lewe erken het, dat die Afrikaner volk sonder politiek eintlik die draer van die evangelie is. Toe ek groot geword het, het my pa nog sy Hollandse Bybel gehad, en sy tafelgebed in Duits gedoen. En in 1933 het 'n wonderwerk gebeur, toe die kerk besluit het om die Bybel
uit die oorspronklike tale, Grieks en Hebreëus, in Afrikaans te vertaal. Net interessant, wie van die wat in die kerk sit, het in 1933 Bybel. Daar agter sy hand, stou nie. Dan moet jy gaan kyk na die Afrikaans, wat daar gebruik word. Woorde wat jy vandag nie meer verstaan nie. Maar die boodskap in Afrikaans, van dit wat Paulus gesê het, is vir ons vandag nog duidelik en waar. Toe Paulus wat 'n Jood was, hierdie ontdekking doen, toe het hy ervaar dat die geheim wat hy al die jare mee geleef het, moes hy oopbreek. 'n Geheim is iets wat net sekere mense hou en dan vashou, met niemand deel nie. Paulus het op vastgeloop deur die politiek en die kerk van sy tyd. Omdat hy dit gewaag het om na die heidene toe te beweeg. Efesië is 'n klein gemeentetjie wat in 'n klein Asië geleë is, en die briewe wat geskrywe word aan Asië, Galasiërs, Efese, was eintlik maar 'n omsendbrief. Dieselfde brief is aan al die gemeentes gaan voorlees. Dit was sy boodskap aan hulle. En nou sê hy, dit was 'n ontdekking wat hy gedoen het, dat die onwaardigheid wat hy gehad het, dat het gevul is met die lewe en die geheim wat hy nou bekend gemaak. En dan sê hy is gekies om die onpeilbare liefde van God aan die heidene te gaan verkondig. En die interessante, dat Paulus was vir ons die voorbeeld wat nooit teruggedeins het deur enigiets wat in sy pad staan nie. Daar word hoeveel keer gesê wat hy als oorgekom het, hoeveel keer hy tronk was, hoeveel keer hy aangeraand is, hoeveel keer hy geminag is, en hy wat met blindheid geslaan was en wie sy oë geopen is, het eintlik verkondig dat die wat na hom luister, sy oë ook sal oopgaan. Danksy al hierdie ywer van hom, kan ek en jy vandag in hierdie pragtige kerk sit. En wanneer jy by daai deur uitgaan, dan kom die opdrag ook aan jou, dat jy hierdie geheim, wat jy dink net joune is, met almal daar buite moet gaan deel. Ek het die voorreg gehad, om 'n bietjie met Frida te kuier, wat ek gehoor het en gesien het, dat eintlik gebeur dit. Ek kan nie daarop sê, dat Koeroskop nou wakker moet word, en dit begin doen nie. Al wat ek vir Koeroskop sê, gaan voort. Hier in die konsistorie is daar 'n hele galery van voorgangers. Ek was die 4de een wat hier gekom het. En die meeste ouens wat hier was, behalwe van Koeser, het elkeen na 3 jaar hier weg. Maar dit wat in die 3 jaar gedoen is vandag nog die bestaan en die fondasie wat elkeen hier gelê het in die kerk van Koeroskop. Het altyd gespot en sê, kon nie, of niemand kon die Koero van Koeroskop wees nie. Maar ons was die gesante wat die Here hier na gestuur het. En tot vandag toe sit ons ook met die probleem van die politiek. Ons gaan uit
en die evangelie word aan ander verkondig. En of hy pink of blou of swart is, word hy en sy 'n broer en suster in Christus. Maar as jy wil toets of die kerk dit 'n feit aanvaar en uitlewe en die wêreld dit uitlewe, bring net hulle wat saam met jou werk en wat anders lyk as jy by daai deur in. En ek waarborg jou, die eerste revolusie. Hierdie gemeente het kerke gebou, huise gebou. Die pastoritjie daar voor Paulus huis het hy die voorraad gehad om te bou vir die evangelis. As ons dan gelyk is vir Christus, behoort ons ook in hierdie wêreld by gelykheid uit te kom. En daarom lê die taak en die roeping van die kerk om werklik kerk te wees. En om werklik kerk te wees, is Christus die hoof van die kerk. En vra hy, as jy hierdie geheim gedeel het, wat ek aan julle verkondig, dat Christus die verlosser en die saligmaker is, maak dan jou deure oop, dat daar ingekom kan word, en wat gehoor het, en deurgaat aan die openbaring, is ook kan uitgaan, om ander te bring, om saam in te word. Mag die Here gee, dat Koeleskop met hierdie visie van wat nou hier gebeur het, 'n man wat dit ook gaan doen, nog altyd op die pad sal bly as gesandte van Jesus Christus. En mag Kersdag vir jou en jou huis iets anders wees as wat die wêreld op die oomblik dit doen. Ek gaan nou Kersfees tegemoet, waar die wêreld op Christus lankal uitgehaal het. Gaan jy na jou huis toe. Vergeet die liggetjies aan die boom. Vergeet maar die persentjies, jy het die grootste geskenk. Op Kersfees ontvang Jesus Christus die Here. Mag hy jou lewe altyd vul. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, dankie dat ons weet dat die geheim wat vir eeue bewaar was, al vir meer as 2 eeue ook in hierdie wêreld deur Christus gebreek en geopenbaar is. En dankie Here vir baie Paulusse, wat vandag Piet en Jan en Sunny kan wees, daardie oopbreking van die geheimenis nog steeds voordra. En dat hierdie Bybel wat hier lê, 'n getuienis van die openbaring is. En gee die Here dat, soos wat die kerk aan ons taal groei, ons geloof en ons daar sal wees as die laaste basuin klink om nog hierdie wêreld en hierdie geheimnis oop te breek. Here, ek wil graag voorbereiding doen, ook vir hierdie gemeente. Vir Dominee Willem, sy kerkraad, vir elke lidmaat. Hy dra hierdie gemeente al vir baie jare. Elke gemeente wat hierna gestig is, was hy daar. En nie een van hulle
sal eindig nie. In hierdie gemeente het die predikante gekom en gegaan, maar op hierdie preekstoel wat elkeen agtergelaat het, is die Bybel. Mag dit steeds, soos wat hierdie preekstoel die sentrale punt in die kerk is, ook die sentrale punt in ons lewe bly. Vra dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.